verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een baie hartelike goeie naand, dit is Sondag aand en dit is die 26ste Julie 2026 en wat 'n voorreg is dit om met jou te kan gesels hier op hierdie platform wat so lekker is. Jy weet, ek dink julle ouens sê dit altyd, ek en my vrou partykeer so glorious tyd voordat ons begin opneem. Ons was al een keer in hierdie voice clip in 'n dikke minuut of 2 en toe sê nooit eens die kamera aangesit nie. So hy's nou aan, en alles is nou reg. Maar weet jy wat so lekker is van sosiale platform? Dit maak nie saak waar jy is nie. Jy kan op vakansie wees, jy staat op die see op 'n groot skerm, so of jy saam met jou by die see, of is dalk daar by jou huis. Dis Sondag aan. Dankie Kruis kyk vir hierdie platform dat ons hier kan uitsaai en onthou net, ons stuur elke liewe dag voice clips uit. Elke oggend 5 dae 'n week stuur ons elke dag 'n voice clip uit. Elke oggend 21 minute. As jy dit wil ontvang, kyk gou ons nommer op die einde van die uitsending, stuur vir my 'n WhatsApp en ons laai jou op ons groep, hoor. Baie dankie dat jy ingeskakel het, mag die Here vir jou seën. Nou ek gaan met jou praat hier, ek het nou so onlangs het ek 'n voice clip uit opgeneem en dit was so net na 'n fantastiese koppelskamp wat ons gehou het daar in Clarence. Dit was so fenomenaal. Mense, Pinkster is daarom lekker as Pinkster daarom lekker is, nee. Wat 'n wonderlike voorreg. Maar kom ek lees vir jou hierso uit Lukas hoofstuk 5, opskrif daar by vers 17, genesing van 'n verlamde man. En op een van die dae was hy, dis nou Jesus besig om te leer, en Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. Wat vir my sê, daar was siekes onder hulle, né? En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het geprobeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense en voor Jesus. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het begin redeneer en gesê, jy weet, skus tog, wie is hy wat so godslasterik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar Jesus het hulle redenering gemerk en hy antwoord hulle en sê vir hulle, wat redeneer julle in julle harte? Wat is makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed waarop hy gelê het en gaan na sy huis terwyl hy God verheerlik. Verbasing het almal aangegryp en hulle het God verheerlik en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. Wow, maar eerste wat ek wil sê is, ek het baie vriende. En, wel nie seker so baie nie, maar ek ken baie mense, maar ek het vriende. En ek dink ek het so 1 of 3, wat dalk hierdie sal doen, hoor. Maar ek of as jy ooit
'n vriend soek. Nou ons weet dat die Bybel sê dat ons het 'n vriend wie sterker aanhang as 'n broer. Maar hierdie ou, ek weet nie of het familie was, Bybel praat van vriende. Hierdie ouens het they have such a passion for this man's illness. Hulle kom by die deur, want jy klip tog mos nie deur 'n venster nie. Hulle kom by die deur en hy plek is net so vol gepak. Skrifgeleerdes en fariseërs, wie in elk geval later in die aand hulle self sou geopenbaar het, dat hulle maar nie eintlik daar was om gebless te word nie. Hulle was eerder daar om te kyk, waar kan hulle Jesus in 'n lokval lei, of waar sal Jesus iets doen, wat druis teen hulle teologie en teen hulle oorlewering. Maar hierdie ouens kom en vat hierdie verlamde man, toe hulle sien, hulle kan hom nie by die deur inkry nie, toe maak hulle die dak oop. Nou kyk, van dit maak ek nou nie 'n moordkuil van my hart nie, maar sal ek my darm nou vervies hoor, as ons nou hier kerk hou, en ons is in die teenwoordigheid van die Here, en hier hoor ek 'n geslaan hier reg boor my kop, en ek sien net strooise hier op my val, en stof, want jy weet hoe so lyk 'n dak binne, en die volgende oomblik gaan hierdie dak oop, en hier sak hulle 'n man op 'n matras, reg voor my af. Mense, ek het nou probeer uitwerk, op my ouderdom, by the way, ek het Vrydag 62 geword. Nou in my tyd, dit is so lank ek weet dat ek Pinkster is. En ek ken pastore soos Pastor Pieter Snyman. Ek het vertel die getuienis waar ek en my vrou in Kytoritz gebly het, soos 50, 60 km van die kerk af. En hoe ek tot daai tyd skelm gerook het. En hoe ons een aand moes deurry. En daai kerk was chock-en-blok. En dit was ek en my vrou, ons dogter Melissa was al baie klein. En ons was daar na die kerk in, en daar was 2 of 3 stoele ingedra, reg voor. Ek weet hoe lyk dit, ek het dit al gesien. Ons het tentkonferensies gehou, ons het dienste gehad, waar ons moes stoele indra, ons het al hier, moes stoele indra, pastoor, jy ook al, en jy pak die kerk van jou tot sy optimale kapasiteit. Julle wat in Beulah Park was, die tabernakel, dis jou, die ding is groot, die plek is groot, maar nog nooit het ek gesien, in my tyd van kerk, dat hulle lig 'n dak op, om nog een ou in die diens te kry, of 'n bed af te sak, of 'n stretcher af te sak nie. Maar hier gebeur iets so fenomenaal, en dit is vir my awesome, dit is van my so wonderlik, dat hulle maak die dak oop, en hulle sak hom, so naby aan Jesus, dat terwyl hy hulle sien afkom, en die ou man sy stretcher of sy bed slaan die grond. Raai wat sê Jesus, toe hy hulle geloof sien? Hy sê, toe hy hulle geloof sien, vers 20, sê hy vir hom, hy sê, ou, skot kry lekker hierdie ding hoor, that's an awesome God, we say, jy nou sag, Jesus sê, hey, jou geloof is groot, jou sondes is jou vergewe hoor, wow, dis nie waarvoor hy gekom het nie, dis nie, hy kry soveel groter, hy het dit ook nie besef nie. Hy kry soveel groter as waarvoor hy gekom het. Hy kry redding. Daar's niks wat redding bied nie. Nie genesing nie, nie profeseë nie, nie opstaan uit die dood uit nie, nie ryk word nie, nie vinnig wees nie. Daar is niks groter as redding nie. Johannes 10:10, ek het gekom, dat julle lewe kan hê, dis hy lewe in ewigheid saam met hom. En julle kan oorvloed hê. That's why Jesus came. That's why Jesus came. And Jesus was he was so into his mission that when he saw the sick man, he saved him. He was still sick. Die man lê daar op sy bed, kaplaks, daar lê, en hy fariseërs, wip hulle, kom op pastoor, hoeveel ouens het jy in jou kerk gehad, kyk, ek het al 'n paar gehad, baie, wat hulle gewip het terwyl ek preek, wat baie het hulle gewip terwyl Jesus preek, ek hoop daar het 'n paar al gewip terwyl jy gepreek het, as jy preek jy nie heeltemal die waarheid nie, maar van die waarheid offend sekere mense mos, maar oké, en Jesus, kyk hom so, hy man is so verlam van sy nek tot sy klein toetjie, lê daar,
dis stof, hulle sak hom af. En Jesus is so beïndruk. Hy sê, jou geloof, julle geloof. Hy sê, hier is nog interessant. Hy sê, toe hulle sien, sê vir mens, jou sonde is jou vergewe. Toe hy hulle geloof sien, dat is die beste vriende wat jy kan hê. En dan leer hy man, en hierdie ou spring op en sê, maar luister, wie is hy? Om sondes te vergewe. Dis net God wat dit kan doen. En die Bybel sê dat Jesus het hulle harte gesien. En hy sê die volgende, wat is makliker? Jou sondes is jou vergewe, of staan op en loop? Nou, hier kry ek lekker, vers 24. Maar, dat julle, by the way sê, luister, ek weet nie hoe om te sê, by the way, jy het jou nog gewip, ek het hom gered, nou het jy jou gewip, by the way, want ek het vir sê, ek is nie klaar nie hoor, hy sê, maar Jesus het hulle redenering gemerk, hy sê, wat is dit maklik, en nou sê vers 24, maar dat julle kan weet, dat die seun van die mens mag het, om op die aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed, en ga na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik op, voor hulle, neem sy bed, en ga na die huis. Kyk hoe so, die diens is nie afgesluit nie. Dis ek weet nie, was het 15 minute in die diens? Ek onthou die naweek, my vrou sê daar agter die kamera, sy kan my uitdra, die naweek toe ons die kamp gehad het daar by Clarence, dit was die Saterdagoggend, terwyl ek bedien het daar, en jette julle ouens, ek was so 11, 12 minute in my boodskap in, toe sit die man voor my, en hy bars uit in tale, hy staan op, hy bars, daar was so intense krag van die Here, dat hy bars in tale uit, en God gee die uitleg, en toe hy klaar die uitleg gegee, toe praat hy weer in tale, en God gee weer die uitleg, en onmiddellik sê die gees van die Here my, jy kan gepreek, die braakland is omgespit, die atmosfeer is reg, kan ek vir jou sê, daar die man as jy geloof, verander die hele program, dit verander die atmosfeer, en die Bybel sê, hy staan onmiddellik op, hy het nie gevra vir die diens om af te sê, hy stap, en dit is ironies, nee, hy gaan toe nie deur die dak uit nie, hoor, toe stap hy deur die mense uit, ek dink hy sleep sy stretcher of sy bed agter hom aan. Ek het baie aantekening hier. Ek kan eintlik 5 uitsendings hier uitstuur, maar hoor gou hierso. Hy sê, wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen. Romeine 6 vers 23 sê, hy sê, the wages of sin is death, die loon van die sonde is dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus, die deur. Het ons daar in kerk gehoor, die deur, die middelste kruis, daar is iets oor die middelaar, die middelste, en weet jy wat is my so verskriklik awesome, wat is my so verskriklik goddelik, is dat die hele diensorde, en ek het hier geskryf in my Bybel, hoor gou hierso, they were so desperate, they broke all reason and all logic. Kom aan ouens, dit maak nie sin om 'n dak te strip terwyl jy kerk hou nie man. Dit maak nie sin. Dit is amper soos die vrou wat aan bloedvloei gelei het. Sy stop die hele evangelisasie veldtog van Jesus. Sy breek reason. Sy breek logic. En sy sê, if I can touch the hem of his garment, I will be healed. I will be healed. Ek is broek, ek is siek, ek is verwerp, ek is onder die wet van oorleweringe, ek het fariseërs en skrifgeleerdes en die wette van Moses wat my vashou, dat ek nie by Jesus kan inkom nie, but come what may, sterwe ek, but I will touch the hem of his garment. Dis dit, dat ek en jy weer reason en logic sal breek deur ons geloof. En weet jy wat is awesome?
Weet jy wat is awesome? Die Bybel sê in vers 26, en verbasing het almal aangegryp, en hulle het God verheerlik. Met vrees was hulle vervul. En hoor wat sê hulle, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. The God of the supernatural. This was a supernatural, 'n bonatuurlike. Daar is nie 'n beter woord vir ongelooflike is die bonatuurlike. And God is not a God of the natural. He's the God of the supernatural. God is above natural. Hy's verby jou water ligte rekening. Hy's verby jou brandstof budget. Hy's verby jou siektes. Hy's groter as jou armoede. Hy's groter as jou dorpse ellende. Hy is groter as die govermente. Hy is groter as die presidente. God is above the natural. Bonatuurlike, ongelooflike dinge sien hulle oor een stikkende mens. Luister, moet net al vir jou sê jy is hopeloos nie. Moet net al vir jou sê jy is te stikkend dat God met jou kan werk nie. Dit vat 'n stikkende mens om 'n gewone diens in 'n herlewingsdiens te verander. It take not one qualification, nie een accolade nie, 'n atmosfeer wat die fariseërs nie kon skep nie, 'n atmosfeer wat die skrifgeleerdes nie kon skep nie. Skep 'n verlamde sondaar. 'n verlamde sondaar, want as hy nie 'n sondaar was nie, sou Jesus nie gesê het nie, jou sondes is jou vergewe. He was a sinner, and he was a sick man, but he had good company. Ja, sê ek preek hier julle ou, hoor. Sit nou dink terwyl ek nou hieroor praat dat hier is eintlik 'n goddelike boodskap. Want die Bybel sê toe Jesus sê staan op, te staan hy onmiddellik op. Dit het 6 jaar gevat nie. So wie 6 jaar gevat nie. Dit laat my dink, ek vertel van die verhaal van Shambach. Julle wat Pastor Shambach ken, ek is nou oorlede. Vertel hy van 'n jong seentjie wat met 26, he was born with 26 diseases. En 'n lang storie kort, hoe sy moeder gery het van die, kom ons sê 1000, 2000 myl gery het om by hierdie konferensie te kom, om net hom te kry, hierdie kind wat heeltemal misvorm was, hy het die voete gehad nie, hy het die manlike organe gehad nie, hy het nie hierdie goed gehad nie. En na 'n week se dienste, op die laaste aanddiens, toe praat die man van God, A.A. Allen, en A.A. Allen sê die volgende, hy sê, God, there's a boy and he's 4 years old, and I said, that mom, the mother of that boy is in this church with him, and I said die volgende woord, I said, bring him forward, God is going to do 26 miracles. Hy het nie eers geweet van dit nie. 26 diseases verander in 26 miracles. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jou vloek verander God in 'n seën. Jou verleentheid verander God in 'n geleentheid. God will change 26 diseases in 26 miracles to show himself. Die sak is siek, verlamde. Hoe useless kan jy wees? Som mense sê, hoe nutteloos kan jy wees? Jy's melaats of jy's siek, jy's verlam en jy's nog onder sondaar op. Jy glo nie in die wet nie, jy glo nie in die bekering nie, jy glo niks, want jy het goeie company. Dus kyk luisteraar, omring jou met goeie company. Mense, wie eerder vir jou sal bid, as om van jou te praat. Man, ek wil vir jou sê, ek rekord nou vanaf baie lekker, hoor. Hier is 'n lekker en hy loop lekker. Hy loop so stroop. God can take your brokenness and set it on a platform as a display of his greatness. The enemy will take your brokenness and he will take your illness and he will take your poverty and he will put it on a platform to make from it a spectacle. But God turns a spectacle into a supernatural Holy Ghost, Holy Spirit service. En as jy dit nodig het, as jy iets groter as gewoon nodig het, wil ek vandag vir jou sê, hoor wat hierdie pastoor vandag vir jou sê, wil ek vandag vir jou sê, that God is lining you up for a creative miracle. Prys die Here, ek sê weer, they were so desperate, they broke all reason and all
logic. It's time that we allow God to break all reason and all logic in our circumstances. Vader, baie dankie dat ons 'n geleentheid het om saam te kan bid met hierdie pragtige kruiskykers. Here, ek is super opgewonde, want Here, ek weet sommer, hier gaan mense getuienisse instuur wat hierdie woord luister, and their lives will be changed. I plead the mighty blood of Jesus over each and every listener. En wil ek bid, Vader, soos wat U 'n sondaar wie verlam was, gebruik om U krag te toon en dit in herlewingsdienste verander, wil U nie vanaand ook hierdie kruiskykers omstandighede gebruik op 'n platform that your supernatural power will be shown and will manifest. En ons dankie daarvoor. Amen. Julle ouens, baie dankie dat julle ingeskakel het. Die Here seën vir julle. Ons praat weer volgende Sondag. Totsiens.